sing lekker saam. These are the days of Elijah. These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. These are the days of your servant Moses, righteousness being restored. Though these are days of great trial, of famine and darkness and sword, still we hear the voice in the desert crying, prepare ye the way of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet's call, lift your voice, it's the year of Jubilee. Out of Zion's hill, salvation comes. These are the days. These are the days of Ezekiel, the dry bones becoming as flesh. And these are the days of your servant David, rebuilding a temple of praise. These are the days of the harvest, the fields are as wide in our world. We are the laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At trumpet's call, lift your voice, it's the year of Jubilee. Out of Zion's hill, salvation comes. Nou die hele gemeente saam, there is no God like Jehovah. There's 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 no God like Sakia. There's no God like Jehovah. 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 Nog een keer. Like Jehovah. There's no God like Jehovah. There's no God like Jehovah. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet's call, lift your voice, it's the year of Jubilee. Out of Zion's hill, salvation comes. Nou gaan ons die Afrikaans probeer. Dit is die dag van Elia, verklaar nou die woord van die Here. Dit is die dag van die diensknegt Moses, geregtigheid word herstel. Dit is die dag van beproewing, van hongersnood en duisternis en swaar. Nou roep die stem in die woestyn, berei nou die weg van die Heer. Kyk, hy kom op die wolke, skud soos die son, by die bassein, hef jou stem. Dit is die jubeljaar, en hy die berg van Sion, verlossing is hier. Laaste keer, kyk, hy kom op die wolke, skud soos die son, by die bassein, verhef jou stem. Dit is die jubeljaar, hy die berg van Sion, verlossing is hier. Verlossing is hier, amen. Halleluja, prys die Here. Ek gaan sommer die video aanlos en ek gaan na die volgende koortjie toe gaan. Kom o Skepper Gees. Here, ons wil U vanmôre kom innooi in elke hart wat hoor. Dankie dat U alomteenwoordig is.
Ons loof en prys U naam. Kom, o Skepper Gees, lewenmakend Gees, kom in al U volheid, kom in al U krag, kom in al U krag, lei my in U waarheid, leer my van U siel, wees ook hier my trooster, kom o Skepper Gees, nooi nou die Heilige Gees in, kom o Skepper Gees, lewenmakend Gees, kom in al U volheid, kom in al U krag, lei my in U waarheid, leer my van U siel, wees ook hier my trooster, kom o Skepper Gees, lei my in U waarheid, leer my van U siel, wees ook hier my trooster, kom o Skepper Gees. Ek gaan so 'n rukkie speel, net so 'n minuut. Wil jy net die hart stil maak en die Here net vra dat hy met ons kom praat, nie dat hy met ons bemoeienis maak nie. Kom maak jou hart stil vanmôre voor hom. Kom lig jou hande op as jy voel jy moet dit doen. Heilige Gees, ons het U nodig, Here. Kom vul elke hart vanmôre wat hierdie stem hoor. Kom waai deur U. Ons het U nodig en ons verwag U vanmôre. Vader, ek kom bid, Here, dat U Pastor Pieter se mond sal salf vanmôre. Here, dat ons U woorde sal hoor. Dankie dat die Heilige Gees buite tyd bestaan. We worship You, Lord. Kom ons aanbid hom. Ons aanbid U. Ons aanbid U. Heilige Gees. Ek groet u in die wonderlike en die mooi naam van ons Here Jesus Christus, en ons vertrou dat dit met u baie goed gaan, en dat u steeds die seën en die guns van die Here beleef. Ons het sopas 21 Mei 2020 Hemelvaart gevier. 40 dae nadat ons die dood, begrafnis en opstanding van Jesus gevier het. Jesus het waarlik opgevaar. Jesus is waarlik verheerlik
en hy sit aan die regterhand van die Vader, van waar hy die Heilige Gees uitgestort het. Nou vier ons die uitstorting van die Heilige Gees. Dis Pinkstertyd. Ons weet egter dat die Bybel baie duidelik daaroor is dat Pinkster nie net iets is vir eenmal 'n jaar nie, maar dat ons elke dag vol sal wees van die Heilige Gees. In hierdie tyd wil ons egter die belangrikheid van die uitstorting van die Heilige Gees uitlig en onderstreep. Die tema van vandag se boodskap is behandel soos 'n eregas. En dis deel 1 van hierdie boodskap waaroor ons ook graag volgende Sondag meer sal wil sê. Hierdie tema, God behandel my as 'n eregas, word ontleen aan die woorde in Psalm 23 vers 5 in die nuwe vertaling. En ek lees dit vir u. U ontvang my soos 'n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid. Die ou vertaling sê, u maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Ons weet almal dat die vervulling met die Heilige Gees is nie 'n eenmalige ervaring as ons die Bybel reg verstaan nie. Psalm 92:11 sê so: maar u verhoog my horing soos van 'n buffel. Ek is met vars olie gesalf. Die terminologie wat hier gebruik word, salf met olie, verwys na die gebruik in die Ou Testament wanneer God erkenning gee aan die bediening van 'n koning en 'n priester, dat hulle afgesonder word vir 'n spesifieke taak. Hulle word met olie gesalf en daardeur wou God sê dat die Heilige Gees is op hulle en die Heilige Gees is met hulle. Ons lees in die verhaal van Saul in 1 Samuel 10 vers 1 en vers 6 hoe dat Samuel Saul met olie salf. En hierdie woorde sê, die Gees sal oor jou vaardig word, jy sal in 'n ander mens verander word en jy sal profeteer. Die salwing van die Heilige Gees verander 'n mens. Die salwing van die Heilige Gees gee vir mens toegang tot die bonatuurlike. Ook in die lewe van Dawid in 1 Samuel 16:13, toe Samuel homself met olie, lees ons, die Bybel sê, en die Gees van God het van daardie dag af oor Dawid vaardig geword. Die een vertaling sê, die Gees het kragtig in en deur hom gewerk. Die message sê, that the Spirit of the Lord empowering him for the rest of his life. 'n ander vertaling sê, the Spirit came over him with power. Nie net alleen is konings en priesters met olie gesalf nie. Ons lees ook, veral in die Nuwe Testament, dat siekes met olie gesalf is. Nou die salwing met olie, die krag, die effektiwiteit daarvan, word baie mooi deurgegee in Jesaja 10 vers 27, waar die Bybel sê, dat die salwing vernietig die jukke. Die vettigheid laat die jukke afgly. Daardie laste wat die vyand op mense wil hê, word verbreek as gevolg van die salwing van die Heilige Gees. Die een vertaling sê dat die juk van slawerny word heeltemal afgeruk. Paulus het dit so mooi gesê, waar die Gees van die Here is, maak hy mense vry.
U sien God, wanneer hy ons salf, behandel hy ons soos eregaste. Sê saam met my, God behandel my soos 'n eregas. God maak my hoof vet met olie. God is nie spaarsamig met die salwing nie. Hy gee vir my genoeg vir elke uitdaging. Wanneer ek Jesaja 10:27 in die Amplified lees, dan sê hy dat die salwing vernietig die jukke, laat die jukke afgly, maar die Amplified sê, the yoke will depart, sal wyk, sal weggetrek word van ons af, will be destroyed, sal kom tot niks. En dan hierdie wonderlike woorde, dat die salwing prevents, voorkom, weer af, verhinder die aanslag van die vyand. Die duiwel word genoem die god van die vliee. Iemand het eendag gesê dat 'n vlieg sit nie op 'n rooi warm plaat nie. As iemand vol is van die Heilige Gees, as iemand vol is van die vuur van die Here, as iemand gesalf is deur die Here, dan wil ek sê, dan sal die duiwel so 'n persoon nie maklik lastig val nie. U vra vir my, is hierdie woorde, God behandel my soos 'n eregas, hy maak my hoof vet soos olie, is dit relevant vir vandag? Kan ek sê, daar is uitdagings waardeur ons gekonfronteer word, wat net deur die Heilige Gees omskep kan word in 'n oorwinning. Daar is situasies wat net die Heilige Gees kan verander. In 1 Tessalonisense 1:5 het Paulus gekom en hy skrywe, ons evangelie het na julle gekom, nie in woord alleen nie, maar ook in die krag van die Heilige Gees. Ons het beide nodig, die prediking van die evangelie en 'n demonstrasie van die krag van die Heilige Gees. Psalm 23:5. Hy maak my hoof vet met olie. Dit was 'n teken van eer wanneer iemand by jou aan huis kom, dat jy sy voete was, dat jy hom bedien aan 'n tafel en dat jy ook olie oor sy hoof uitgiet. Jy behandel hom as 'n eregas, as 'n VIP, a very important person. Maar Psalm 92:11 praat van hierdie salwing van die olie. En dan sê hy, dis 'n simbool nie net van eer nie, dat ek soos 'n eregas hanteer word nie. Dis ook 'n simbool van krag. Hy sê, my horing is hoog soos die van 'n buffel. Ek is met vars olie gesalf. Ek is onstuitbaar soos 'n buffel. Ek is nie 'n buffel by die huis nie. Ek is nie 'n buffel by die werk nie. Nee, maar ek loop die duiwel en sy demoniese magte uit die pad in die naam van die Here. Dit word gesê dat 'n buffel kan 'n leeu oopskeur en sy ingewande uitruk met sy horing. Kan ek vandag sê, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, maar die salwing maak ons soos buffels, onstuitbaar, ja, onverskrokke, en kan ons die vyand oorwin. My horing is hoog soos die van 'n buffel. Horings is gebruik, dis met olie gevul, en dan is konings en priesters daarmee gesalf. Daar vloei olie uit daardie horing. Ek verwag 'n vloei van die salwing van die Heilige Gees op my lewe. Hy maak my hoof vet met olie. U sien, dis wat Jesus in Johannes 7:37 tot 39 gesê het. As iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Dit is presies wat hulle op Pinksterdag beleef het. Handelinge 2 vers 1 tot 4 sê, en toe die dag van Pinkster aangebreek het, halleluja,
was hulle almal eendragtig by mekaar. En skielik kom daar 'n geluid uit die hemel soos van 'n geweldige rukwind wat die hele plek gevul het waar hulle gesit het. En daar is 4 tonge gesien wat op hulle almal gekom het. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het in ander tale begine spreek soos die Heilige Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Daar was strome, daar was krag, daar was olie, daar was tale wat gevloei het. Jesus het gekom in Johannes 16:7 en hy het gesê dis vir julle voordelig dat ek weggaan. Dis vir julle voordelig dat ek julle salf met olie. Dis vir julle voordelig dat ek julle soos eregaste behandel. Dis vir julle beter. Julle gaan daarby baat. Hierdie salf met olie in die Ou Testament is 'n skadu of 'n beeld van die Nuwe Testamentiese vervulling of uitstorting van die Heilige Gees. Die uitstorting van die vermoë van God, die onbeperkte bekwaamheid van die Heilige Gees in my. U sien in die Ou Testament is net sekere mense gesalf met olie, maar in die Nuwe Testament kan elkeen wat dors het, elkeen wat glo soos die skrif sê, gesalf word deur die Heilige Gees. Kan elke gelowige funksioneer in die bonatuurlike? Kan jy in 'n taal praat wat jy nie geleer het nie? Kan jy vloei in die gawes van die Heilige Gees, soos 1 Korintiërs 12 sê, wat nie natuurlike talente is nie. Hy maak my hoof vet met olie. God giet dit uit. God stort dit uit. Ek kan onthou toe die Here my in 1969 gedoop het met die Heilige Gees, met die spreuke in vreemde tale, het ek 3 dinge ondervind wat absoluut soos 'n stroom deur my gevloei het, wat in oorvloed oor my uitgestort is. Nommer 1, ek het 'n blydskap ervaar soos nog nooit in my lewe nie. Ek het tweedens 'n liefde beleef, 'n liefde vanaf God se troon, soos wat ek nie gedink is moontlik nie. En derdens het ek die teenwoordigheid van die Here ervaar, soos wat ek nie van gelees of voorheen gehoor het nie. Dit het 'n skaam seun, 'n introvert, 'n leeu gemaak. Dit het my gehelp om op te staan voor mense, om te kan sê, so sê die Here. U sien, God se oorvloed, hy maak my hoof vet met olie, is 'n wonderlike waarheid. Maar ek dink ons moet dit saam lees met Psalm 92:11. Ek is met vars olie gesalf. U sien, ons sterkte lê in vars olie. Hoekom is vars salwing, 'n vars salwing, vars olie so nodig, so voordelig? U sien, ons kan so Saul die salwing verloor. Die Bybel sê die Heilige Gees het dit van hom gewyk en hy het dit nie geweet nie. Ons vlammetjie kan laag brand. Ons kan nie op gister se salwing vandag se uitdagings hanteer nie. Psalm 23:5 in die Message sê, He revives my drooping head. U sien, soms hang ons kop, soms het ons maar 'n paphouding, soms is ons geestelik afgemat, neerslagtig. Maar u sien, wanneer God my hoof vet maak met olie, wanneer hy my soos 'n eregas hanteer, dan kan ek my kop oplig. Dit vernuwe my, dit verfris my, dit laat my herleef, dit wek my op, dit bou my op in my allerheiligste geloof. Dis voordelig wanneer God jou as 'n eregas hanteer. Sê saam met my, dis voordelig. In Efesiërs 5:18 kom Paulus en hy skrywe, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Ons vind in hierdie gedeelte wat ons noem in Afrikaanse analogie. Verskille, maar ook tog ooreenkomste. Aan die een kant, moenie dronk word van wyn nie. Aan die ander kant, word met die Heilige Gees vervul. 'n teenstelling, 'n verskil, maar tog ook ooreenkoms.
Ons moet soos 'n man wat baie drink, elke dag moet wyn en brandewyn hê, moet ons elke dag drink van die Heilige Gees, moet ons drink van die Heilige Gees wyn, moet ons as ware dronk word van die drank wat die Heilige Gees aan ons gee. Dit beteken dat ons gereeld elke dag vervul sal word met die Heilige Gees. Vars olie is die beste olie. Wanneer 'n mens chips koop en is in ou olie gaar gemaak, kan dit jou goormaag gee, kan dit jou siek maak. Wanneer 'n mens nie gereeld die olie in jou voertuig vervang nie, kan die motor breek, moet jy hom stoot, moet jy hom sleep, moet jy hom dalk op 'n voertuig laai om hom te neem sodat hy herstel kan word. 'n Christen, 'n kind van die Here wat gedurig gesal word met vars olie, hoef jy nie te stoot nie, jy hoef hom nie te sleep nie, jy hoef hom nie te dra nie. Hier binne in hom is daar 'n inspirasie, is daar 'n vlam, is daar 'n vuur, is daar 'n passie wat van die Here afkom. Sê saam met my, vars olie. Ek is met vars olie gesalf. Die Hebreëse woord wat gebruik word hier vir vars olie praat van suiwer olie, egte olie. Daar is mense wat neerhalend verwys na die doping in die Heilige Gees met die spreek in ander tale. Mense wat sommer sal sê, dis boos, dis demonies. Dis baie eg, kan ek dit vir u sê? In Lukas 11 vers 11 tot 13 het die Here Jesus self hierdie woorde geuiter. Bid, vir julle sal gegee word, soek, julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Want die wat bid, ontvang, die wat soek, vind, die wat klop, vir hulle sal oopgemaak word. Wie van julle sal as julle kind 'n brood vra, vir hulle 'n klip gee? Of as hulle vis vra, vir hulle 'n slang gee? Of as hulle eier vra, vir hulle 'n skorpioen gee? Hoeveel te meer sal julle hemelse Vader nie vir julle wat sleg is, wat weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle hemelse Vader nie aan julle die Heilige Gees gee, as julle hom daarvoor bid nie. God gee ons nie 'n klip nie, hy gee ons nie 'n skorpioen nie, hy gee ons nie 'n slang nie, hy gee ons die egte, hy gee ons die suiwer olie, hy gee aan ons die Heilige Gees. Die Hebreëse woord sê dat hierdie vars olie is 'n welriekende olie. Ek het gesien hoe huwelike verander, ek het gesien hoe lewens verander, ek het gesien hoe besighede verander, nadat mense gevul is met die Heilige Gees. Ek het gesien hoe bedieninge omgedraai het ten goeie, nadat predikers gevul is met die Heilige Gees. Dit maak jou mooi, dit maak jou welriekend, dit laat jou lekker ruik, ook vir God. Olie is gebruik by feesgeleenthede. Olie is gebruik ook om oorwinnings te vier. Dit sê jy is 'n oorwinnaar. Dit sê jy is 'n wenner. In Handelinge 2 vers 4, hulle sal almal vervul en het hulle gespreek in tale. Almal is vervul met die Heilige Gees op Pinksterdag. U sien, almal het hierdie vars salwing nodig. Hierdie salwing is vir almal. Dis vir almal voordelig. Waarin was dit voordelig? Wel, daar is baie wat ek kan sê, maar ek wil een ding noem wat ek dink baie belangrik is. Jesus was toe hy op aarde was beperk tot een plek, op 'n spesifieke tyd. Hy kon net by 'n groep mense wees. Maar die Heilige Gees, wanneer hy kom, sê Jesus, sal dit voordelig wees. Want hy kan oral, altyd, by almal en in almal wees wat vir hom ruimte maak. Ek is met vars olie gesalf. God behandel my as 'n eregas. Hoekom is dit voordelig? Wat is die kenmerke van hierdie voordelige salwing? Nommer 1. Kan ek vir u sê, die uitstorting van die Heilige Gees, die uitstorting van olie, die uitstorting van God se reën en God se vuur is in die eerste plek onbeskryflik. In Handelinge 2 vers 2 tot 4
toe die disippels gevul word met die Heilige Gees, het mense gevra, wat kan dit wees? Dis onbeskryflik. Die Bybel sê, skielik het daar 'n geluid gekom uit die hemel. Die oorsprong van dit wat hier gebeur, is die troonkamers. Die hemel. Daar was 'n rukwind. Geluid van die Heilige Gees. U sien, wind is 'n embleem, 'n tipe, 'n simboliek van die Heilige Gees. Daar was 4 tonge. Spreek van die heerlikheid van die Here. Daar dieselfde vuur wat bo kan Israel was in die nag, daar die vuurkolom was daar die dag ook in die bovertrek. En dan was daar Heilige Gees tale, soos wat die Heilige Gees ontvang het. Mense het 'n bonatuurlike vermoë ontvang. Ja, die kenmerke van die salwing dis onbeskryflik. By geleentheid was ek in my motorhuis besig en 2 dames wat in die straat gestap het, roep na my en ek stap na my heining toe en is 2 dames wat 'n sekere geloof verkondig. En ek het onmiddellik hulle gegroet en vir hulle gesê, julle is van hierdie geloof, en hulle het gesê ja, en ek sê, waarom is julle hier? Hoekom is julle betrokke by hierdie geloof? En ek wil nie die naam hier noem nie, maar dis baie interessant. Die een dame sê vir my, meneer, ek het alle kerke probeer. En hierdie geloof waarby ek nou is die enigste een waarby ek gelukkig is. En op daardie oomblik is dit asof die Here my hart inspreek. En die Here sê vir my, jy moenie 'n kerk probeer nie, jy moet die Heilige Gees probeer. Want die Heilige Gees maak 'n verskil in 'n mens se lewe. Dis onbeskryflik wanneer hy in jou lewe inkom. In Handelinge 19:2 kom Paulus by 'n klompie disippels in Efese. En hy vra vir hulle 'n baie interessante vraag. Hy vra vir hulle, het julle al die Heilige Gees ontvang? Ek sou gedink het, hy sou vir hulle dalk gevra het, hoe gaan dit met julle? Het julle genoeg finansies? Het julle genoeg kos? Hoe gaan dit met julle huwelike? Hoe gaan dit met die gemeente? Maar hy vra hierdie allerbelangrike vraag, het julle al die Heilige Gees ontvang? En dis die vraag wat ek vandag aan u wil vra. Het u al hierdie onbeskryflike ervaring gehad met God? Waarin die liefde, die blydskap, die teenwoordigheid van die Here jou hart vul? Dit kan nie deur mense woorde beskryf word nie. En nadat hy aan hulle verduidelik het waaroor die salwing gaan met olie, die Heilige Gees se vervulling, lê hy aan Handelinge 19:6 vir hulle die hande op. En hulle word vervul met die Heilige Gees, en hulle praat in tale, en hulle profeteer. Kan ek myself hier onderbreek? Daar's mense wat sê, Pinksterdag is 'n eenmalige gebeurtenis. Ons noem dit die streepteologie. Dit kom nie meer vandag voor nie, sê hulle. Kan ek vir u sê dat hierdie ervaring in Handelinge 19 was ongeveer 20 jaar na Pinksterdag. Wat is die kenmerk van die uitstorting van die Heilige Gees? Dis tweedens, nie net onbeskryflik nie, maar dis buite en bokant menslike beheer. In die 19de eeu het daar 'n herlewing in Woester in die Kaap uitgebreek in die gemeente van Dr. Andrew Murray. Op daardie tydstip het hy dienste gaan hou in 'n ander gemeente. En toe hy daardie aand terugkom by sy gemeente, by sy huis, toe sien hy die kerk se ligte is aan. Daar's nog mense. En toe hy instap, toe sien hy mense lê en sit en staan en kniel onder die krag van die Here. God het mense gevul met die Heilige Gees. En hy het gesê, God is 'n God van orde, nie van wanorde nie. Maar hy kon dit nie keer wat God daar gedoen het nie. U sien die uitstorting van die Heilige Gees, die salwing met olie, is buite en bokant menslike beheer. Mense, het ek al gesien, kom Sondag kerk toe, dan raak God hulle aan, en hulle gaan eers Woensdag huis toe. In 1969, toe die Here my doop met die Heilige Gees,
het ek van die donderdag tot die maandag meer in 'n vreemde taal gepraat as in Afrikaans. God het my lewe aangeraak. Dit was buite menslike beheer, bokant mense se beheer. Ek was in dienste waar mense op hulle voete nie kon staan nie, weens die teenwoordigheid van die Here, soos toe Salomo die tempel ingewy. Die wolk van God het die plek gevul en mense kon nie bly staan nie. En ons moes mense na kerk, na hulle karre toe dra, want hulle kon nie self loop weens die krag van die Here nie. 1 Korintiërs 14:33 sal hy onmiddellik quoteer, ja, maar God is 'n God van orde, nie 'n God van wanorde nie. Gaan kyk maar na wat sê die Grieks daar. Hy gebruik die woord the author, die outeur. Dit beteken, hy is die outeur van orde. Hy is die een in beheer. Hy is die leier. Hy is die sergeant-majoor wat die pas aangee. Die een vertaling sê, we march on the beat of a different drummer. Prys die Here. Baie jare gelede het pastoor Paul Schock by Maranatha Park gepreek, 'n konferensieterrein in Johannesburg, waar duisende mense saam was. Daardie aand het die gees van die Here oor daardie gehoor gekom, en het hulle tot 2 uur daardie volgende môre in tale gesing en in tale gebid en God geprys. Die bure het naderhand die polisie gebel, die polisie het opgedaag, en hulle het vir die kerkleiers gesê, stop hierdie mense, maak hulle stil. Dit was onmoontlik. Hierdie kerkleiers het aan die polisie gesê, probeer julle om hulle stil te kry. Hulle kon dit ook nie doen nie. Want u sien, die uitstorting van die Heilige Gees is buite en bokant menslike beheer. Esegiel 37:5 sê, Esegiel, ek het 'n tempel gesien, 'n tabernakel, en uit daardie tempel vloei daar water. Water enkeldiep, water kniediep, water heupdiep, en water om te swem. Water wat jou meevoer, water waaraan jy jou moet oorgee. En dis wat gebeur, wanneer jy jou oorgee aan die Heilige Gees, dan voer hy jou mee, hy sleer jou mee, hy neem jou saam op sy pad. Ja, water om in te swem. Wil jy nie saam met my dit sê nie? Ek wil swem in God se teenwoordigheid. Nog 'n kenmerk van die salwing van die Heilige Gees, van die uitstorting van die Heilige Gees. Dis spontaan, dis skielik. Jy gaan kerk toe, of jy's in jou binnekamer, en jy's by waters waar rus is, soos Psalm 23 sê, en skielik salf die gasheer jou met vars olie. Skielik is daar 'n rukwind. Skielik val die vuur, skielik word jy bekleed met die salwing soos Gideon in Rigters 6 vers 34 in die Amplified. The Spirit of the Lord clothed Gideon with himself. Skielik val die mantel van die Here. Een oomblik slaap jy soos Josef op 'n vloer, is jy in die tronk, het jy 'n oranje pak aan met 'n nommer op, maar die volgende oomblik, halleluja, slaap jy op 'n king size Sealy Posturepedic, het jy 'n koningskleed aan, het jy nie 'n nommer nie, maar is jy nommer 1. En weet jy hoekom? Genesis 41:38 sê, die Gees van God was in hom. Hy was gesalf met vreugdeolie. Hy was gesalf met vars olie. Hy was 'n eregas. God het hom soos een hanteer. Prys die naam van die Here. Skielik, spontaan, is 'n kenmerk van die uitstorting van die Heilige Gees. Skielik genees God mense. Skielik word huwelike herstel. Skielik is skuldelging. Ek het in 'n diens gesit waar mense kom getuig het, hoe God bonatuurlik skuld gedelg het, hoe dat God in mense se harte gewerk het, en vir hulle 'n bedrag laat inbetaal het. Talle mense was dit hulle getuienis, en hoe dat hulle skuld gedelg is bonatuurlik. Skielik kom besigheidskontrakte in slegte ekonomiese tye. Aan die begin van die jaar moes my vrou 'n operasie ondergaan. Ons het net 'n hospitaalplan,
So 'n sekere deel van die operasie moes ons betaal. Ons bybetaling was so R4.700 en 'n paar sent. Niemand het daarvan geweet nie. Maar u sien, God hanteer ons. Hy behandel ons soos eregaste. Ons is met olie gesalf. Die volgende oomblik kry ons 'n boodskap op ons selfoon. Iemand het R5.000 in ons rekening inbetaal. U sien, ons kon nie net die bybetaling betaal nie. Daar was genoeg oor om sommer my vrou uit te vat vir ete ook. U sien, dis wat God doen. Skielik spontaan gryp die Here in. Handelinge 10:44 sê, terwyl Petrus gepreek het die Heilige Gees op mense geval. Skielik, spontaan. Laastens, 'n kenmerk van die salwing, 'n kenmerk van die uitstorting van die Heilige Gees is. Die Heilige Gees is dinamies. Die Heilige Gees se uitstorting is kragtig. Handelinge 1:8, julle sal krag ontvang. Die Griek sê wonderwerkende krag. U sien, ons ontvang die geweld van die Heilige Gees. In ons land en in ons wêreld, met al die geweld, al die misdaad, het ons weer eens die geweld van die Heilige Gees nodig om die werke van die duiwel te verbreek. Die Griekse woord wat hier gebruik word is dunamis, waarvan die woord dynamo of dynamiet afgelei is. Dynamo, kragopwekker. Ek het 'n innerlike kragopwekker in my. Ja, dynamiet, daarmee skiet ek 'n pad oop deur elke hindernis van die vyand. Verwoes ek elke berg voor my. Kan ek 'n tonnel oop skiet in die naam van die Here, 'n deurgang na God se beloftes. U sien, hulle gebruik dinamiet in myne. Dit bring hulle uit by die goud. Dit bring hulle uit by diamante. Dit bring hulle uit by kosbare edelgesteentes. Hebreërs 6 vers 5 praat van om die kragte van die toekomstige wêreld te smaak. Om die kragte van die toekomstige wêreld te beleef. Julle sal krag ontvang. U sien, met hierdie krag het die apostels daardie dae, 2000 jaar gelede min of meer na die uitstorting, Jerusalem, die wêreld en selfs die hel geskit. 'n Kragtige rukwind het deur daardie bovertrek gevloei, deur daardie bovertrek beweeg en alles en almal in 'n atmosfeer en omgewing van die hemel ingewaai. As u saam met my dit glo, sê ons sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor ons kom. Ek is met vars olie gesalf. God hanteer my soos 'n eregas. Hy behandel my soos 'n baie belangrike persoon. Ek is met vars olie gesalf. Dis baie voordelig. Ja, die kenmerke van hierdie salwing, hierdie uitstorting dis onbeskryflik. Dis buite bokant menslike beheer. Dis spontaan en dis skielik. Dis dinamies en kragtig. Ek wil afsluit en die vraag vra, hoe ontvang ek dit? Nommer 1, deur bekering, deur sondebelydenis. Na die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag vra die skare vir Petrus en die ander disippels, wat moet ons doen? En in Handelinge 2:38 en 39 sê Petrus, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Hierdie belofte is vir julle en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom sal roep. Bekeer julle. En voordat ek verder gaan, wil ek u in 'n gebed na die Here toelei. Wil ek vra dat u saam met my die gebed wat op die skerm verskyn te bid. U sien, die Here Jesus wil vir ons ook vul met sy Heilige Gees. Maar hy doen dit vir mense wie se hart en se lewens gereinig is deur die bloed van die lam. Bid agter my aan. As jy vandag sê, ek wil my saak met God regmaak, ek wil ook gedoop word, vervul word met die Heilige Gees. Ek besef, voordat dit kan gebeur, moet ek 'n kind van God wees. Bid dan hierdie gebed agter my aan. Hemelse Vader,
Ek kom vandag na u toe, in die naam van Jesus, net soos ek is. Ek bely dat ek 'n sondaar is, en dat ek u vergifnis nodig het. Here Jesus, ek glo dat u aan die kruis vir my gesterf het, en uit die dood opgestaan het. Hemelse Vader, Here Jesus, Heilige Gees, vergewe al my sonde, en wees Here van my lewe. Ek wil van vandag af vir u lewe en u dien. Ek glo met my hele hart dat al my sonde vergewe is en dat ek 'n kind van God is. Ek glo dat ek nooit weer dieselfde sal wees nie en dat die hemel my ewige tuiste is. In Jesus se naam. Amen. Vader, ek dank u nou dat u elkeen wat hierdie gebed gebid het, nou reinig van alle sonde. Dat u elkeen nou was. Dat u elkeen nou skoonmaak deur die bloed van die lam. Here, dat u mense nou wederbaar aan hulle die ewige lewe, aan hulle saligheid skenk. Dankie Here, dat as iemand in Christus is hulle 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, alles het nuut geword. Ek loof u in Jesus naam. So ontvang ek in die eerste plek deur sondebelydenis, deur my tot God te bekeer. Tweedens, deur te vergewe. Markus 11:25 sê, wanneer jy staan om te bid, wanneer jy vra, wanneer jy 'n begeerte het, wanneer jy 'n versoek rig aan die Here, vergewe. Vergewe as jy iets teen iemand het, spreek vry, maak los, laat mense gaan, laat daai ding gaan. Maak jou hart skoon van bitterheid, sodat jy die Heilige Gees kan ontvang. Derdens, vra vir die Heilige Gees. Lukas 11 vers 13, wat ek reeds vroeër gekwoteer het. God sal die Heilige Gees gee, wanneer jy die Heilige Gees vra. Vierdens, sê dankie. Begin om die Here te loof, begin om die Here hardop te prys. Filippense 4:6. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En dan begin praat, soos die Heilige Gees aan u gee om te spreek. U tong, u lippe, u stembande, ja, u praat, soos die Heilige Gees aan u gee om te spreek. Terwyl u God loof en prys, terwyl u God dank, sal u in die Gees met u hart se ore, sal u die woorde hoor wat die Heilige Gees vir jou gee. Spreek dit uit. Dis die Heilige Gees wat dit aan u meedeel. Dis voordelig, sê die Here Jesus, wanneer jy soos 'n eregas behandel word. U sien toe Josef sy broers ontvang, sê die Bybel, het hy Benjamin, sy jongste boetie, soos 'n eregas behandel. Vir elkeen het hy 'n bord kos gegee, maar vir Benjamin 5 porsies kos. Ja, toe hulle teruggaan om hulle vader te gaan haal, het hy vir elkeen van sy broers 'n stel klere gegee, maar vir Benjamin 5 stelle klere. U sien, dis voordelig wanneer God ons as eregaste behandel. Ons het 'n voorsprong wanneer die Here ons salf met sy Heilige Gees. Mag u vandag 'n honger en 'n dors ontwikkel na die vervulling en die doping en die salwing met die Heilige Gees. Kom ons bid nou daarvoor. Vader, in die naam van Jesus, vra ek nou, Here, dat elkeen wat na hierdie uitsending kyk, Here, in hulle harte 'n honger en 'n dors sal hê en sal sê, o Here, vul my ook met die Heilige Gees. Salf my ook as Nuwe Testamentiese gelowige met die volheid van die Heilige Gees. Here, dankie dat u ons hoor. Ons kom vra vir die egtheid, vir die suiwerheid van olie, vir die welriekendheid van hierdie olie. Here, vir dit
wat sê dat ons lewe is vanaf hierdie dag een fees. Ja, daar gaan teenkanting kom, daar sal ook storms kom, maar ons kan fees vier, want die Heilige Gees maak ons lewe 'n fees. Ja, dis 'n teken dat ons oorwinnaars is. Dis 'n teken dat ons gewen het in die naam van die Here. Here, ek bid in hierdie oomblikke dat U ons sal help om mense vry te spreek teen wie ons iets het, Here. Help ons om in hierdie oomblik, Here, U te vra, U in te nooi, te sê, Here, vul ons nou met U Heilige Gees. Here, dan kom ons en ons sê ons dankie aan U geloof. Ons prys U, ons loof U, ons eer U, ons dankie dat U ons vul. Dankie vir die Heilige Gees. Help ons om te spreek soos die Heilige Gees aan ons gee om uit te spreek. Rabu shele masaka rabatiendula. Ribu shila basalabatandula. Ramataya rabu shikilia. Ribu sibatala basalabantula. Here, ek dankie. Ek dankie vir hierdie gawe. Ek dankie, Here, dis genade. Dis God wat goed is. Skutsibataya morela. Zibuku shikarabasiandula. Dankie, Here, dat U ons begenadig. U behandel ons waarlik soos eregaste. Ons loof U en ons prys U in Jesus se wonderlike naam. Amen. U kan met hierdie riglyne wat ek aan die einde vir u gegee het, daar by u eie huis in die binnekamer, u gaan afsonder en kan die Here u ook doop en vul met die Heilige Gees. Moenie hom nie los nie. Die opdrag van die Here Jesus was dat ons moet wag totdat ons toegerus is met krag uit die hoogte. Baie keer is dit vir ons moeilik om rustig te raak en te wag. Ons is hastige mense, maar gaan soek die Here, gaan wag op hom, vra na hom, gryp hom vas totdat hy u gevul het met sy Heilige Gees. Op die skerm verskyn 'n nommer. As u meer wil weet, skakel gerus daardie nommer. Ons sal graag met u hieroor wil gesels. Amen. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives. Amen. Bye. Nou mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onsse Vader, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, met ons almal wees en bly, totdat Jesus kom. Amen. Op die skerm verskyn daar ook bankbesonderhede. Indien u voel u wil nou ook 'n bydrae maak, u wil 'n offergawe gee aan hierdie bediening, kan u met groot vrymoedigheid dan ook elektroniese oorbetaling maak in hierdie rekening in, of na u naaste bank toe gaan, of u kan ook die telefoonnommer wat op die skerm verskyn het, kan u kontak en ons sal u graag behulpsaam wil wees. Baie, baie dankie. Die Here seën u.
gaan met sy vrede. Amen.